Psalm 64, net na ons seënbede, gaan ons Psalm 64 sing. Dis net die 2 verse, ons sing albei hartlik saam, daarna kan jy weer plekke inneem. Ons teksgedeelte ook van môre, Psalm 39 en 40. Goed, kom ons staan net vir die seënbede. Here, ons bid dat die genade van U, Vader, en die liefde van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, met elkeen van ons sal wees. Amen. Goed, terwyl ons bly staan, Psalm 64, vers 1 en vers 2, O Heer, my sonde is so groot. Ons gaan die prediking ook daarna luister, oor die grootheid van ons sonde, ons nederig voor die oë van die Here bring, en daarom bely ons, dit groei net soos 'n wilde loot, wat uit my hart gespruit het. En dan in vers 2, ek wat so swaar gesondig het, ek bely hoe skuldig staan ek voor die wet, maar tog in Christus heilig. Psalm 64 vers 1 en 2. My sonde is so groot, dit groei net soos 'n wilde loot, wat uit my hart gespruit het. Ek wil my skuld voor U beweer, of my getrou nog steeds geseën, en met die guns ontvangen. Ek roep neer die genade groot, direct verlos my uit die dood. U is my verlangen, die seun wat omgeoffer het, en self voldoet aan die wet, en my tot goed gesangen. Ek wat so swaar gesondig het, hoe skuldig staan ek voor die wet, maar tog in Christus heilig. Ek is van sonde skuld bevry, wie elke gees verseker my, ek is vir ewig veilig. Help my geloof om vrug te dra, soos wat die van verlostes vra, in woorde en in dade. Ek was verlore, is gevind, ek was bevreemd, is nou die kind. Hoe groot is die genade. En uit ons skriflesing gaan ons presies ontdek hoe groot God se genade is. Psalm 39 en 40, kan julle oopmaak? Ons lees altyd Psalm saam, daar's 'n rede hoekom die persoon wie ook al hy mag gewees het, die psalms georganiseer het, het hy besluit om hierdie twee langs mekaar te plaas. En daar's 'n baie goeie rede daarvoor. Ons sal dit in die prediking hoor. Maar ons lees Psalm 39 en Psalm 40 tot en met vers 18. Maar voor ons saam lees, terwyl ons so sit met die Bybel oop, kom ons buig eers die hoofde in gebed. Here, ons het U ook lank verwag. Ons neergebuig en tot U ons hulp geroep geuiter. Want Here, elkeen van ons het onsself in die kuil van vernietiging, die dood gevind, waar ons heeltemal van U vervreemd sou word, as daar nie vir ons sondes betaal sou word nie. En so kom ons dan hier op hierdie Sondag,
om weer opnuut bewus te word van ons eie swakhede. Want Here, ons besef een baie belangrike beginsel, as ons vir die volgende 100 jaar wil bly bestaan, moet ons ook ons eie swakhede met 'n vrolike hart bely. Want hy wat nederig word, hy wat voor sy swakhede homself vind voor die aangesig, die man of die vrou is werklik geseënd. En dis wat ons uit Dawid leer, U koning, U het hom gestuur, Here, om hierdie psalms vir ons neer te skryf, sodat ons deur hierdie psalms 'n kyk kan kry in sy persoonlike lewe met U, en ons ook daardie persoonlike verhouding met U mag begeer. Want dis al wat ons gaan staande hou, ons en ons nageslagte, ons en ons vriende, ons en ons gemeentes, is wanneer ons 'n verhouding het met U wat die lewende God is. En daar is geen ander God bo U nie. En ons weet dit. En met dankbare harte kom ons dan hier voor U. Ons loof U met lofsange. Ons gaan U ook nou loof met die woord wat verkondig word, en ons ore wat oop is, en ons hart wat ontvanklik is. En ons vra dat U deur die Gees ons sal oopmaak vir wat U sê. Maar Here, ons kom ook met dank en aanbidding. Ons dank U, Here, vir 'n wonderlike kamp, 'n wonderlike naweek, waar ons mekaar kon verskerp, vriendskappe kon opbou, waar jong getroudes en jong families ook weer verskerp kan word vir die toekoms. En ons gebed, Here, is dat U elkeen van ons in ons lewe voortaan sal lei, sal rig. Dat U met ons sal wees, elke liewe tree. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Goed, Psalm 39. Vir die musiekleier, vir Jeduthun, of Jeduthun, 'n psalm van Dawid. Ek het gesê, ek wil my weë bewaar, sodat ek nie sondig met my tong nie. Ek wil my mond in toom hou, solank die goddelose nog voor my is. Ek was stom in stilte, ek het geswyg ver van die goeie af, maar my smart is aangewakker. My hart het warm geword in my binneste, 'n vuur het ontvlam by my gesig. Ek het gespreek met my tong. Here, maak my einde aan my bekend, en wat die maat van my dae is. Laat my weet hoe verganklik ek is. Kyk, U het my daar 'n paar handbreedtes gemaak. In my leeftyd is niks voor U nie. Ja, as pure nietigheid staan elke mens daar. Waarlik, die mens wandel as skade weer rond. Ja, hulle woel verniet. Hulle stapel op en weet nie wie dit sal insamel nie. En nou, wat verwag ek, o Here? My hoop is op U. Red my van al my oortredinge. Maak my nie 'n smaak van die dwaase nie, die dwaas nie. Ek is stom. Ek sal my mond nie oopmaak nie, want U het dit gedoen. Neem U plaag van my af weg. Ek vergaan vanweë die bestryding van U hand. Tugtig U die mens met strawwe oor die ongeregtigheid, dan laat U sy skoonheid vergaan soos deur 'n mot. Ja, elke mens is 'n asemtog. Hoor, Here, my gebed en luister na my hulpgeroep. Swyg nie by my trane nie, want ek is 'n vreemdeling by U, 'n bywoner soos al my vaders. Wend die oog van my af, dat ek vrolik kan word voordat ek heen gaan en daar nie meer is nie. En dan Psalm 40. En luister na die toonverwisseling. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Ek het die Here lank verwag, en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp gehoor. En hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel
en hom nie wend tot hoogmoediges en leendienaars nie. Groot dinge het U gedoen, Here my God. U wonders en gedagtes vir ons, niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. U het geen behaag in slagoffers of spysoffers nie, ore het U vir my gegrawe, brandoffers en sondoffers het U nie geëis nie. Toe het hy gesê, kyk ek kom, in die boekrol is dit vir my voorgeskrywe. Ek het lus, o my God, om U welbehaag te doen, en U wet is binne in my ingewande. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie, Here, U weet dit. U geregtigheid bedek ek nie binne in my hart nie. Van U trou en die heil spreek ek. U goedertierenheid en die trou verberg ek nie vir die groot vergadering nie. U, o Here, sal U barmhartighede aan my nie teruggee nie. Laat die goedertierenheid en die trou my altyd deurbehoed. Want onheil sonder getal het my omring. My ongeregtighede het my ingehaal en ek kan nie sien nie. Hulle is meer as die hare van my hoof en my hart het my verlaat. Laat dit U behaag, Here, om my te red. Here, maak tog gou om my te help. Laat hulle wat my lewe soek om dit weg te ruk, te same beskaamd staan en rooi van skaam te word. Laat hulle wat behaag het in my onheil agteruitwyk en in die skande kom. Laat hulle wat vir my sê, haha, van wie hul beskaming verskrik wees. Laat almal wat U soek in U vrolik en bly wees, en laat die liefhebbers van U heil altyd deur sê, groot is die Here. Al is ek elendig en behoeftig, die Here dink aan my. U is my hulp en my redder. My God vertoef tog nie. Tot sover. U kan die Bybels oophou vir die wat wil. Ons gaan weer 'n bietjie na die verse kyk, veral vers 14 van Psalm 40. En daar sê Dawid, laat dit U behaag, Here, om my te red. Here, maak tog gou om my te help. Nou geliefdes in ons Here Jesus Christus, as ons die volgende 100 jaar wil bestaan, as ons die volgende 100 jaar saam die Here wil wandel in 'n verbond en in sy liefde wil bly leef, as ons in ons gesinne en ons huwelik en ons vriendskappe 100 jaar en, as ek dit mag sê, selfs 1000 jaar wil oorleef, is een baie belangrike begrip by die mens belangrik. Sondebesef. 'n Gesonde en positiewe beskouing van wat die sonde aan my gedoen het en aan my verhouding met God gedoen het, is deeglik nodig vir ons as volk en as mens om nederig te word voor die almagtige en heilige God. Martin Luther, die groot kerkhervormer, het op 'n tyd in een van sy briewe aan 'n ander kerkhervormer, Philip Melanchthon, geskryf: God red nie die mens wat verbeel dat hy 'n sondaar is nie. Met ander woorde, hy wat net dink hy's 'n sondaar, maar dit nie werklik begryp en werklik glo nie, kan nie werklik onder die genade van God kom verskyn nie. Moet nie net dink ons is sondaars nie, ons moet dit werklik besef. En dan so skryf hy verder, hy sê vir Philip Melanchthon, wees 'n sondaar en sondig bondig. En sondig baie. Maar dan sê hy verder, maar laat jou vertroue in Christus net so bondig wees. En vind vreugde in Christus wat oorwinnaar is oor dood en sonde. Nou die punt wat Martin Luther maak is nie, gaan in die strate en gaan doen allerlei sonde nie. Wat Martin Luther by Philip Melanchthon wil tuisbring, is dat ons is alreeds die bondigste sondaars wat daar kan wees. Die grootste sondaars wat ons kan wees. En daarom moet ons dit besef en na Christus vlug. En dis wat Dawid duisende jare terug besef het. En as ons praat oor 100 jaar, dan kan ons praat oor 1000, want Dawid is baie lank terug en hy het wat hy geskryf het aan geslagte oorgedra, sodat ons dit vandag kan ontvang en ook deur hierdie psalms bedwing kan word
voor die Here. En Dawid in Psalm 39 worstel voor die aangesig van God met sy sonde. Hy besef, hy is nie maar net 'n verbeeldende sondaar nie. Hy is dit werklik. En hy skryf, sy lewe is 'n oogwink voor die Here, 'n oogwink wat ook nog 'n sondige oogwink is. En daarom kom hy in Psalm 39 vers 3 en hy sê, hy is ver van die goeie weg, ver van dit wat God vir hom bestem het, ver van dit wat God vir hom wou gehaat het, hy is ver van dit af. Maar hierdie besef dat hy ver van dit is wat goed is, het hom aangewakker om in hierdie Psalm God se aangesig te soek. Dan bid hy. Psalm 39 vers 8, my hoop is op U. En hy gaan voort. Red my van al my oortredinge. Sy geliefdes, is ons ook maar net so broos en eerlik voor die Here wil wees soos Dawid. Ons doen die teenoorgestelde. Baie keer steek ons ons sonde weg. Baie keer maak ons asof die Here dit nie sien nie. Erger nog, ons probeer onsself voor God regverdig wanneer ons geval het. Maar dis nie wat Dawid doen nie. Hy kom in hierdie gebed en hy sê, ek het U hulp nodig. Pleitend vlug hy na die Here toe. Dawid vind homself voor die aangesig van die enigste God wat hom terugbring na wat goed is. En hy sê, hoor Here, hoor my gebed. Luister na my hulpgeroep na U toe. Swyg nie by my trane nie. My liewe gemeente of geliefde vriende, soms voel dit ook vir ons of die Here stil bly. Soms voel dit ook vir ons of die Here swyg wanneer ons hulp roep tot hom of vra vir vergifnis, want ons vra die Here, ons smeek ook die Here vir vergifnis en telkens bly ons aanhou val. Maar sien, Dawid maak dit 'n aanhoudende gebed. Hy bly na die Here vlug. Hy sê in Psalm 40 en hy begin so, ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor. En dit is kragtig, ergens tussen Psalm 39 en Psalm 40 het daar iets met Dawid gebeur. In Psalm 39 is hy soekend na hierdie hulp van God. Hy roep, Here, ek huil, ek het trane, red my. En in Psalm 40 het hy dit blykbaar gevind. Want hy sê, ek het die Here lank verwag en hy het hom na my neergebuig. En dan skryf Dawid Psalm 40 om die Here te dank vir hierdie verlossing wat hy ontvang het. En geliefde vriende, hoeveel van ons doen dit? En ons vra die Here vir vergifnis, en ons vra die Here vir uitkoms van die nagevolge van ons sonde, en telkens kry ons dit ook, net soos Dawid. Maar kyk na Dawid se geaardheid. Hy dank die Here vir die redding wat hy gekry het. En hy kom en hy sê in Psalm 40, hy het die Here lank verwag en het skep die indruk, was nie 'n vinnige gebed nie, nie 'n skietgebed en die Here het vinnig die antwoord gegee nie. Hy het die Here lank verwag voordat hierdie uiteindelike redding vir hom gegee was, gebied was. Lank en geduldig, aanhou bid. Maar hy het dit verwag. Hy het geweet, dit kom dalk nie dadelik nie, hy het geweet, miskien kom dit dadelik, maar hy het geweet, die Here sal help en daarom bly hy verwag op die redding. Hy het 'n vaste vertroue in hierdie God wat vir hom die uitkoms sal gee. En dis ook wat ons moet leer uit Dawid, die koning van die Here. Want liewe gemeente, geliefde, self vir ons is daar nie altyd 'n dadelike uitkoms nie. Ons moet ook leer om deur ons beproewinge aanhoudend voor die Here te verskyn. Aanhoudend om te smeek vir die verlossing. En wanneer ons kyk na vers 40, en die wat hulle Bybels oop het, kyk dan na vers 3. Want in vers 3 skets Dawid presies die wonder wat God aan hom gebring het. Presies dit wat God vir hom gedoen het. Dawid sê die Here het hom uit die kuil van vernietiging opgetrek. Nou, dis 'n baie goeie vertaling, hierdie kuil van vernietiging. Want Hebreëse woord kan ook praat van die wêreld van die dood, maar vernietiging, dit wat daar plaasvind. Die Here het hom uit hierdie kuil van die wêreld van die dood uitgeruk. En Dawid beskryf hoe hy in hierdie gat beland het. Nou, vir die wat nie weet nie, 'n kuil
Ons hoor baie van mense wat in kuils gegooi was, Josef, Daniel. Nou kuil was gewoonlik 'n gat, 'n modderige gat partykeer waar jy ook gesukkel het om uit te klim. Daar was geen manier vir jou om jouself uit hierdie gat te kry nie. Al manier om uit te kom was as iemand van bo af die tou van verlossing afgesak het. En dis waar Dawid homself vind, in hierdie kuil, hierdie gat wat hy nie kan uitkom nie. En hy weet, daar's slegs een manier om uit te kom. En dis die wonder wat God aan hom gedoen het. God het hom uitgehelp. God het hom uit hierdie modderige kuil uitgetrek en op 'n vaste rots gaan plaas. Dawid bely dit baie pragtig. Nou wat Dawid vir die Here kan bied vir hierdie verlossing wat hy gekry het, is om die Here groot te maak in Psalm 40. Dis al wat hy kan bied, is 'n lofpsalm. Maar dit is ook nie al wat hy doen nie. Want Dawid gebruik hierdie psalm om ook vir my en jou duisende geslagte na hom iets belangrik te kom oordra. Kyk na die eerste 5 verse. Die eerste 5 verse, liewe vriende, sal die agtergekom is in die derde persoon geskryf. Dit maak dit baie duidelik. Dawid skryf ook vir 'n derde party om bietjie insig te kry op wat hy sê. So met ander woorde, hy skryf ook vir my en jou vanmôre. Skryf hy hierdie woorde. En hy kom moedig ons in hierdie eerste 5 eerste 5 verse van Psalm 40, kom moedig hy my en jou aan om iets te leer uit sy verhaal. Maar kyk nou na vers 6. En vanaf vers 6 spreek Dawid nie meer met my en jou nie. Maar hy skryf in die eerste persoon. Hy skryf vir God self. En ek en jy die voorreg om 'n kykie te kry in hierdie persoonlike verhouding wat Dawid met sy God het. 'n Venster om in te kyk in hoe hy met die Here praat. En wanneer ons dit besef, dan raak mens 'n bietjie jaloers. 'n Heilige jaloesie. Want, liewe vriende, ek weet nie van julle nie, maar dit voel nie altyd of ek so 'n verhouding met God het nie. Dit voel nie altyd of ek so broos en so eerlik en so oop voor God kan wees, soos wat Dawid in hierdie 2 psalms is nie. Hierdie tipe verhouding wat Dawid met sy God het, is so diep, so persoonlik, so intiem. Dit kan nie anders as om te begeer, om dit ook vir jouself te wil hê nie. Hy sê, groot dinge het U aan my gedoen. Hy praat natuurlik van hierdie absolute vergifnis, wat God vir hom gebied het. Ook die verlossing van vyande wat hom vir jare onderdruk het. U het groot dinge aan my gedoen. Hy doen ook groot dinge vir ons. Die Here bly goed vir sy kind. Ons is ook sy kinders, konings, priesters, profete. En die Here is ook goed vir ons. En as ons dit kan begryp, wat Dawid hier begryp, kan dit ons ook in aanbidding voor God bring. Dawid sê hy wil al hierdie dinge vir ons vertel. Hy wil alles vir ons uitlei, maar hy kan nie. Hy het nie die woorde nie. Daarom praat hy met die Here self, want God weet hoe die koning voel. Dawid is opnuut onder die besef van die wonder van die Here. Verslae oor God se almag, verslae oor God se genade. Aan hom 'n sondaar wat in 'n modderige kuil, hy wat 'n moordenaar en 'n hoereerder was, 'n skelm en 'n leienaar, aan hom word sonde vrylik gebied. En ook vir my en jou. God het ook aan my en jou verlossing vrylik gebied. Toe hy sy seun gestuur het om ons uit 'n modderige kuil te trek. Sien, liewe gemeente, die gedagte wat God vir sy kinders het, is indrukwekkend. Dis wonderlik. Ons staan in 'n verhouding met die lewende God, dieselfde God wat Dawid aanbid. En Dawid maak dit vir ons bekend, daar's geen manier om op jou eie werke, jou eie goeie werke, jou pad in die hemel te vind nie. Ons het die Here nodig. Ons het sy seun nodig, ons het sy gees nodig wat ons versterk. En daarom kom hy en hy sê in vers 7, hy sê iets wat die profeet Hosea na hom sou sê.
Die Here het geen behaag in offers nie. Die Here soek nie net dankoffers na 'n erediens nie. Die Here soek jou liefde. Die Here soek jou hart wat jou eie sonde besef en hom aanbid. En dan sê Dawid en Toshius, het dit in die ou vertaling pragtig vertaal, ore het U vir my gegrawe. Letterlik sê die Hebreëus gegrou. Dis wat die Here vir Dawid gedoen het. Hy het nie vir hom hierdie vermoë gegee om offer te bring, hy het vir hom ore gegrou. Met ander woorde, die offer wat Dawid moet bring is ore wat toegespits is om te luister na die woord van God. Ore wat gehoorsaam is aan God se bevele en God se wette. Dis die offer wat Dawid kan bring, is om sy liefde aan God terug te gee. Maar hy besef, hy het dit nie altyd gedoen nie. En ons sit baie keer in kerke en eredienste hier in hierdie diens, partykeer met dowe ore. As die woord wat ons spreek, stop ons dit toe, of ons gedagtes dwaal. Ons doen nie wat Dawid doen en sê, Here, U het my ore gegrou om U woord te luister sodat U Gees my kan verlig nie. Dis wat hy doen. Hy gebruik sy ore, hy gebruik sy hele lewe om in aanbidding voor God te kom. En nou vertel hy vir ons van hierdie blye boodskap. En kom ons luister na hierdie blye boodskap wat Dawid nie op sy lippe bedwing nie. Hy sê dat hy nie sy ongeregtigheid bedek nie, later in Psalm 40 ook. Hy sê sy sondes het hy nie vir God weggesteek nie. Hy het nie gesê hy dit weggesteek of gejok of dit probeer regverdig nie. Hy was oop en hy het met sy hart bely hy, Here, ek het U verlaat. Eintlik verdien ek dat U my verlaat. En laat my dink aan die woorde van Gesang 64 wat ons gesing het. O Heer, my sonde is so groot, dit groei net. Dis 'n wilde loot. Dis wat Dawid hier doen. Here, ek is groot. Maar dan kom die pragtige vers 14 en dis waar ek wil hê julle moet, die wat het, kyk na julle Bybels. Vers 14 is een van my gunstelinge as jy besef wat Dawid hier sê. As mens mag sê, 'n gunsteling vers, maar daar sê Dawid, laat dit U behaag, Here, om my te red. Dawid sê, Here, laat dit U bly maak om my te red. Laat dit U verbly. Laat dit U vrolik maak om my as sondaar te kom verlos. En hoekom moet ons oor hierdie vers besin, geliefde vriende? Sou dit die Here bly maak? Sou die Here bly wees om sy eie seun te offer? Sou die Here bly maak om sy enigste seun, net soos Dawid, toe hy in sy diepste kuil, in 'n modderige kuil homself bevind het, en ook tot sy Vader in die hemel geroep het, sou dit die Vader bly maak om sy ore doof te hou vir sy seun wat roep aan 'n kruis. Vir sy seun wat sy Vader verwag het, net soos Dawid sy God verwag. Dink jy dit sou die Here bly maak? Toe Christus roep, my God, my God, waarom het U my verlaat? Christus beleef die grootste worsteling denkbaar. En dit was nie vir hom nodig om hierdie worsteling deur te gaan om nader aan God te kom, soos Dawid gedoen het nie. Dawid gaan deur hierdie worsteling en bring hom nader aan God. Christus beleef die grootste worsteling denkbaar. En dit was nie nodig om nader aan God te kom nie. Hy is die naaste wat daar kan wees. Maar hy beleef hierdie worsteling waaruit hy nie gered word nie. Alleenlik uit liefde. Om 'n klomp Dawids soos ons te kom red. Sien, Dawid se gebed word verhoor, want Christus se was nie. My en jou gebed word verhoor, want God se seun was nie. En daarom skryf Dawid iets profeties. Hy skryf vers 17. Laat almal wat U soek in U vrolik wees. En luister mooi, liewe vriende, hy sê almal wat die Here soek. Nou wat bevat dit om die Here te soek?
sy liefde te soek, sy teenwoordigheid te soek. Dawid sê, hy wat dit soek, hy wat Christus soek, hy wat in Christus die Vader betree, hy kan waarlik vrolik wees. Sien, geliefde vriende, ons kan ook, net soos Dawid, in ons grootste worstelinge vir die volgende 100.000, 10.000 jaar wat voorlê, wat ook al ons weet nie, maar ons kan in die volgende 100 jaar ook in ons grootste worsteling bely, soos Dawid, groot is die Here. En laat ons dit by ons kinders inskerp en by die geslagte wat volg, bely jou eie kleinheid, bely die grootheid van die Here en bly in aanbidding voor hom, wat sy eie seun offer en deur sy gees ons versterk om in hom te bly. Mag ons dit doen, wat Dawid doen, tot Christus weerkom. Amen. Geliefde broers, kom ons staan vir gebed. My Vader, net soos Dawid kan ons onsself nie bedwing nie. En ons wil die wonder wat ons gehoor het uitspreek, verwoord, maar ons kan nie. Ons wil die liefde verkondig en uitleef, maar ons struikel. Here, ons sondes is so groot. Soos Dawid bely ons het U hulp nodig, ons verwag dit. Maar salig, hoe weet ons dan weer opnuut, ons het dit ontvang. In U seun, deur U Gees, is ons net soos Dawid verlos van die kwaad. En daarom kan ons net soos Dawid ook hier vanmôre, as vriende, familie, as gemeentes, U gemeente, ook bely. Groot is U, Here. Amen. Goed, ons antwoord op die prediking. Psalm 130. Psalm 130 vers 1, 2 en 3 gaan ons saam sing, uit dieptes gaan verlore, want redding ver vandaan. En dan ook in vers 2, dalk bly ons ook van die verlossing wat God gee, as U, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan, sou ons geen manier gehad kon bestaan nie. Dan sê ons ook soos Dawid, maar nee, daar is vergewing. Ons glo dit, ons weet dit. En ook vers 3. Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte stel. So een wat op die mure staan en wag en kyk, net so staan ons soos Dawid en verwag ook die verlosser om weer te kom. Psalm 130 vers 1, 2 en 3, ons kan dit staan dus en daarna bly U staan. Van
die seën van die Here oor elkeen van julle sal daal. Here, ons bid dat U deur U seën, deur die Gees, met elkeen van hierdie mense sal wees. Dat U hulle sal versterk vir wat voor lê. En dat U hulle in U verbond sal beveilig. Amen.